Goeiemôre vriende, baie welkom by die kerk vanoggend. Dis vir ons lekker dat julle hier is, vir almal aanlyn. Baie welkom, dis 'n wonderlike dag vandag. Kan ons vir Here 'n groot handeklap gee? Hy lewe. Kom ons prys die Here. Amen. Yes. Amen. Amen, amen, hy leef, amen, wat 'n voorreg, ja, ons kan klap daarvoor, amen, ja. Vriende, baie welkom vir elkeen van julle, dit is so groot voorreg om met julle te kan gesels, dis my, ek voel so oorweldig bevoorreg, dat ons julle leraars mag wees, en dat ons julle mag bedien met die goedheid van ons Here Jesus. So dis vir ons 'n wonderlike voorreg, baie welkom hierso. As jy net kuier vandag, of jy's dalk genooi, is die eerste keer wat jy is, baie welkom. Ons hoop regtig jy geniet elke oomblik saam met ons, vir almal aanlyn. Baie welkom ook vir julle van reg oor die wêreld. Wat 'n voorreg dat julle op hierdie manier ook kan deel wees van wat hier gebeur. Nou, ek gaan vir ons bid, en dan gaan ons induik in die woord van die Here, vir hierdie spesifieke dag, opstandingssondag. So kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid, dankie dat u leef en dat ons tot u mag nader, nie oor enigiets wat ons gedoen het nie, maar oor die Here Jesus en wat hy gedoen het, sy dood, sy opstanding. Dankie dat ons dit kan vier, u leef. Dit is waarop ons geloof gebou is. U leef, Here Jesus. En dan soos wat ons in u naam vergader, party van ons hier, party van ons aanlyn, mag u iets besonders kom doen, mag u u woord oopbreek, mag u u liefde deur die Gees in ons harte uitstort. Mag u ons oë oopmaak om te sien soos wat u sien. Mag u vir ons die geloof gee, opstandingskrag gee, om te doen dit wat u vra. Ek vra dit in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Johannes was een van Jesus se naaste volgelinge.
Hy was in die binnekring gewees. Hy het dinge gesien en beleef wat baie min mense gesien en beleef het. Hy was die disipel wat die langste geleef het. Al die ander ouens was al doodgemaak omdat hulle die geloof deel en gemartel en doodgemaak en hy het lang geleef en miskien het sy volgelinge na hom toe gekom en sê, Johannes, dis nodig dat jy neerskryf dit wat jy gesien en dit wat jy gehoor het. Jy's 'n ooggetuie van wat jy beleef het en ons het nodig dat ons dit kan lees en kan versprei en dat mense nog lank na ons dit kan lees en kan ervaar en kan beleef. En hy skryf die evangelie wat ons vandag ken, die evangelie van Johannes neer. Maar omdat hy die langste geleef het, omdat hy die meeste tyd gehad het om dit te bedink en daaroor te dink, lyk sy evangelie anderste as die ander 3 evangelies. En hy skryf en hy organiseer eintlik sy evangelie rondom 7 wondertekens wat Jesus gedoen het. Dinge soos hy het water in wyn verander, hy het geloop op die water, hy het 5000 of duisende mense, net die mans was 5000, het hy brood gegee. Jy weet hulle het gebid vir vermeerdering van die brood Vrydag, net laat ons genoeg het vir die nagmaal. En al hierdie wondertekens om iets te wys van sy goddelike krag, om iets te wys van sy goddelike vermoë. En saam met dit het Johannes ook hierdie 7 stellings wat Jesus gemaak het, wat hy dinge gesê het, ek is, wat hy aanhaal dieselfde wat God gesê het, ek is wie ek is, toe homself voorstel aan Moses, wat hy dit baie duidelik maak dat hy God is. En dan sê hy dinge soos, ek is die goeie herder, ek is die lig vir die wêreld. En baie keer is daar eintlik 'n kombinasie van die 2 wat gebeur het. En hy sal byvoorbeeld 5000 mense plus kos gee en dan sal hy sê ek is die brood van die lewe. Of hy sal dinge sê dat ek is die lig vir die wêreld en dan genees hy 'n man wat blind is van geboorte af. En oor skryf Johannes hier, hy noem dit nie wonderwerke nie, hy noem dit wondertekens, omdat dit wys na iets of iemand groter as die wonderwerk. En hy wil nie hê dat ons op die wonder van sal sit en vashak nie, maar laat ons by die bewerker van die wonder, dat ons by hom sal uitkom. En dan skryf hy, nadat hy al hierdie tekens en hierdie stelling skryf hy eintlik die laaste deel van Jesus se lewe op aarde in baie detail, en hy skryf oor sy kruisiging, en dan skryf hy oor die grootste wonderwerk, Jesus se opstanding. En na dit alles wat hy dit beskryf, gee hy die doel van hoekom hy sy evangelie skryf in Johannes 20, en dan sê hy met hierdie wondertekens, ek het dit beskryf sodat julle kan glo. Dis vir julle. Ek wil hê dat julle sal glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Ek wil hê dat julle by dieselfde afleiding kom as wat ons gekom het oor sy goddelike natuur en sy goddelike vermoë. Vir julle wat Jode is, sal verstaan dat hy is die Christus, die Messias, en vir julle wat deel is, want hy het dit vir julle ook gedoen, wat nie deel is van die Joodse volk nie, hy is die Seun van God. Dis hoekom ek al hierdie dinge neerskryf, sodat julle sal glo. Vandag vier ons die grootste wonder wat Jesus gedoen het. Die grootste wonderteken wat so gewys het sy wie hy is. En dit is sy opstanding. En ek besef dat ons kom met verskillende dinge vandag om hierdie te vier. Ons is almal hier en ons is hier by die kerk, maar ons beleef verskillende dinge in ons eie wêreld. Party van julle kom en julle vier eintlik hierdie opstanding met baie emosie, met baie seer, met baie verlange dalk. En jy het sekere dinge wat jy deurwerk. Party van julle het sekere gebedsversoeke. Daar's dinge in jou lewe wat jy God voorpleit dat hy iets aan dit sal doen, dat hy iets van dit sal verander. Party van julle is dalk selfs kwaad omdat God nie sekere dinge gedoen het soos wat hy gedoen het nie. Party van julle het nodig jy het nodig om geloof te hê vir iets wat jy moet in werking stel. Party van ons sit hier en ons vra in 'n sekere sin hierdie vraag: hoekom doen God nie iets daaraan nie? Hoekom doen God nie iets aan dit nie? En wat dit is, kan jy definieer. Party van julle sit langs dit. Moenie nou wys nie, kyk net voor jou. Jy sit langs dit. Party van julle bly langs dit. Hoekom doen God nie iets aan dit nie? Party van julle werk vir dit. Hoekom doen God nie iets aan dit nie? Miskien is dit daai verlore seun of daai dogter wat weg is van die Here. Miskien is dit daai finansiële posisie waarin jy jouself bevind. Miskien is dit 'n siekte in jou lewe. Of in iemand vir wie jy lief is se lewe. Miskien is dit 'n regering of 'n leier, of rentekoers. En in 'n sekere sin leer Jesus nie oor dit nie. Inteendeel, Jesus skep 'n scenario, hy skep 'n voorbeeld vir sy disippels en vir jou en vir my. Dat ten spyte van die omstandighede wat ons beleef en ten spyte van die dinge wat ons wil hê, hoekom doen God nie iets daarin nie, dat daar iets is waaraan hulle kan vashou, solank as wat hulle hierdie omstandighede beleef. Christendom is uniek. En wat hy sê, Christendom sê, dit gaan nie oor dit wat ons doen, of selfs goed wat ons glo, en dit gaan oor dat daar is 'n leeggraf. Daar is 'n opstanding. En as gevolg van die opstanding kan ons 'n hoop hê.
Ek gaan begin vandag deur te kyk na hierdie laaste wonderteken wat Johannes neerskryf in Johannes 11. Dis by verre die een wat die meeste opspraak gemaak het. Dis die een wat gemaak het opspraak by sy vyande en by sy vriende. En by sy vyande het dit eintlik gemaak dat die hele proses van sy kruisiging al hoe meer in werking gestel is. Dit gebeur in 'n klein dorpie Betanië, so 3 kilometer net buite Jerusalem. Dit gebeur in 'n familie wat Jesus goed geken het. 'n familie vir wie hy baie lief was. 'n Familie wat vir hom baie lief was. 2 susters en 'n broer. Martha, Maria en Lazarus. Lazarus is baie siek. En dis op hierdie punt dat eintlik is daar niks meer wat hulle vir hom kan doen nie. En al wat hulle nou voorhoop kan hê is dat Jesus 'n wonder sal kom doen binne in hierdie situasie. Ons het gesien en beleef hoe hy dit vir ander mense doen wat hy nie eers so goed geken het nie. Sekerlik sal hy dit vir ons doen vir wie hy lief is. En dan stuur die 2 susters 'n boodskap na Jesus toe waar ook al hy besig is. Hierdie gebeur omtrent 'n week of 2 weke voor Jesus se eie kruisiging en sy dood. En hulle stuur hierdie boodskap na Jesus toe met 'n boodskapper. En hier's wat hulle die boodskap sê: Here, hy vir wie u lief is siek. Hulle hoef nie eers sy naam te sê nie, Jesus weet presies van wie hulle praat. En hier's 2 waarhede wat jy moet sien in hierdie boodskap. Jesus het vir Lazarus lief en Lazarus is siek. En dit gebeur op dieselfde tyd. En hier's wat jy moet weet, dat sy omstandighede het pyn en lyding en smart en siekte in. En ten spyte van dit is Jesus lief vir hom. Hoor mooi, jou en my omstandighede en hoe goed dit gaan en of hoe sleg dit gaan is nie 'n indikasie van die vlak van God se liefde vir ons. Soms laat God toe dat pyn en lyding in ons lewe inkom, maar dit verander nie dat hy vir ons lief is nie. Inteendeel, Paulus sou later skryf, daar is niks wat ons van die liefde van Christus kan skei nie. En jy moet sien dat Lazarus is siek en God het hom lief. En dan kom hierdie boodskap en dan sê Jesus die volgende. Toe hy dit hoor, sê hy, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie. Hierdie siekte sal nie in die dood eindig nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God. Weereens, hierdie gaan wys, dit gaan iets openbaar van wie God is. Dit gaan openbaar van wie ek is, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Hierdie gaan nie maak dat daar verheerliking vir God kom nie, as gevolg nie. Nee, dit gaan openbaar reeds die glorie van God en wie die Seun is. En dan gee Johannes vir ons kommentaar. En hy wil seker maak ons verstaan hierdie, want wat hierna gebeur, gaan maak dat wie ook al hierdie lees, dink dat Jesus het nie eintlik vir Lazarus lief gehad. En dan sê hy, Jesus het vir Martha en haar suster, dis Maria, en Lazarus lief gehad. Ek wil hê julle moet weet, dat hy het al 3 van hulle lief. Moenie sy liefde verwar met wat hy volgende doen nie. So nadat die boodskap daar aankom het, nadat hy sê, dit gaan nie op die dood uitloop nie, het hy egter nog 2 dae gebly. Nou net in jou eie konteks. Verstaan, baie keer het jy geliefde wat dodelik siek lê in die hospitaal, en baie keer sal die dokter sê, is tyd om die familie te bel. En hulle sal bel en sê, julle moet nou kom, julle moet nou 'n vliegtuigkaartjie koop, julle moet nou in die kar klim, julle moet nou kom. En omdat ons dan lief is vir die mense, doen ons dit dadelik. Ons klim in, want ons wil nie tyd mors nie. En dit is presies dieselfde wat hier gebeur, en Jesus sê, wel, ek gaan nog so 2 dae bly. En dis hoekom Johannes sê, ek wil hê julle moet weet, dat Jesus is lief vir Martha, en vir Maria, en vir Lazarus. En moenie dit verwar met wat hy hier doen nie. Eers daarna, na hierdie 2 dae, het hy vir sy disippels sê, kom ons gaan terug na Judea toe. En ek dink hulle het die hele tyd hierdie 2 dae gewag, wanneer gaan ons gaan? Ons weet hy's lief vir ons, wanneer gaan hierdie ding gebeur? En dan het hulle hierdie hele gesprek, okay, Jesus sê, dit gaan nie op die dood eindig nie, en dan sê hulle, Here, is dit regtig nodig dat ons terug gaan Judea toe? Dalk het jy vergeet, so 'n paar dae terug, of 'n paar ruk terug wat ons daar was, wou hulle jy doodgooi met klippe. Is dit regtig nodig dat ons weer teruggaan? Is dit regtig nodig, want waar ook al hulle u wil doodmaak, ons is gewoonlik in die omtrek. En dit beteken dat ons kan dalk deur van daai klippe getref word, en ons kan dalk beseer word, en ons kan dalk doodgemaak word. En dan sê Jesus, nee, ek gaan om hom wakker te maak. Julle kan dit doen nie, maar ek kan dit doen. En as ons so seer was, sy slaap sal hy self wakker word. Dis nie nodig dat ons almal gaan nie. En dan sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. Ek wil julle moet weet, dis wat hier aangaan. En dan sê hy die volgende stelling, dan sê hy, en om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was. Ek dink die disippels het vir 'n oomblik gewonder soos, askies? So jy het geweet dat Lazarus gaan doodgaan en tog stuur hy hoop terug vir sy susters? Jy het geweet dat hy gaan doodgaan en nog steeds doen hy dit eintlik
vir ons, u laat 'n situasie gebeur, terwille van ons, dat u vir, wat kan so groot les wees wat u vir ons wil leer? En dan sê hy, sodat julle kan glo in my. Ek het 'n scenario geskep, wat so ongemaklik is, en dis alles vir julle, sodat julle kan glo. En terwyl hulle praat, hoe moet hulle teruggaan, en Jesus vir hulle gesê, luister, hier is 'n geleentheid, en hy praat weer oor lig en duister, en hy sê, luister, die son skyn, daar's lig in die wêreld, en daar's 'n geleentheid, ek wil vir julle iets leer. En daar's net in hierdie oomblik wat julle dit kan leer, daar's 'n geleentheid, moenie dit mis nie. En dan moet hulle hoor dat God laat toe dat Lazarus doodmaak, juis om hulle iets te leer, net sodat hulle kan glo. En dan sê hy, maar kom ons gaan na hom toe. En dan het ons vir Thomas, wat ook Didymus, wat tweeling beteken genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Nou almal van ons het een familielid of 'n vriend wat so is, okay, kom ons gaan suffer, so kom ons gaan suffer maar net saam, kom ons gaan doen dit net. Maar toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Kan jy dink, wat met hierdie 2 sissies, vir wie Jesus lief is, beleef? Hy het gesê, dit sal nie in die dood eindig nie. Maar Lazarus is dood. En hy het nie eens opgedaag vir die begrafnis nie. En die volgende dag, nadat almal begin huis toe gaan het, is Jesus nog steeds nie daar nie. Dag 3 is Jesus nog steeds nie daar nie. 4 dae is hy in die graf en Jesus kom dan eers daar. Daar was ook 'n legende wat baie van hulle geglo het in daai tyd. Dat die gees van 'n persoon hang bo 'n persoon vir 3 dae. En as die liggaam begin ontbind, dan is dit duidelik vir die gees, okay, ons gaan nie terug nie, en dan gaan hulle eers. So Jesus maak seker dat almal weet dat Lazarus is dood. Doder, Lazarus. Hy wil seker maak, almal weet dit. Okay. So Jesus daag op, en toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit, en dit sê iets van hulle persoonlike. Martha is meer soos die let's get this done, sy is die een wat die werk wil doen, sy is soos ons gaan vir hom konfronteer, en nou is hy hier so, ek gaan 'n bietjie met hom praat, en Maria is een wat by huis bly, sag is. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Met ander woorde, Here, dis u skuld. U kon iets aan dit gedoen het. En u het gekies om nie iets daaraan te doen nie. Dis eintlik u skuld dat dit dood is. Maar selfs nou weet ek, dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Ek weet hoe hierdie gaan werk, maar ek weet dat u iets kan hierdie doen. En dan sê Jesus vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Kan jy dink wat Martha moes beleef in hierdie oomblik? Here, hy is al 4 dae in die graf. Jy was nie eers hier nie. Nou kom jy en sê sulke goeters. Ek weet jy bedoel dalk goed, maar dit voel nie goed in hierdie oomblik nie. Okay, maar miskien praat die teologie. Okay, dis nie wat ek nou voel nie, maar miskien praat die teologie. Okay, ek weet dat hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Ek weet dat hy sê ons sal opstaan die laaste dag, so jy praat seker van dit. En dan sê Jesus vir haar die volgende. Ek is. Duidelik dat God is, dieselfde ek is wat hy vir Moses. Ek is die opstanding en die lewe. Maar dat jy dink dat die opstanding is ergens in die toekoms, dis een of ander gebeurtenis, en dit is, en jy dink dat dit gaan op 'n sekere manier gebeur, en ja, dit is, maar ek wil hê, jy moet jou oë afhaal van wat in die toekoms gebeur, en party ons kyk in die verlede, maar ek wil hê, jy moet vergeet vir 'n oomblik daar, en ek wil hê, jy moet kyk na wie reg voor jou staan. Ek wil hê, jy moet jou oë afhaal van 'n abstrakte konsep van dit, en ek wil hê, jy moet die persoon sien wat voor jou staan. Ek is die opstanding en die lewe. Dit lê nie in 'n gebeurtenis ergens nie, dit lê in 'n iemand. En Jesus kom in hierdie oomblik en hy herdefinieer wat die ewige lewe is, en hy sê, luister, dis in iemand. En sonder my is daar nie ewige lewe nie. Jy kan nie die ewige lewe, die opstanding kry buite my nie. Dit lê in 'n iemand. Jy kan nie die twee skei van mekaar nie. Ek het nodig dat jy jou geloof in my sit. Dan sê hy, wie in my glo, wie my vertrou, wie in my glo sal lewe. Nie net aan my glo of net weet van my nie, nee, wie hulle vertroue in my sit, sal lewe, al sterf hy ook. Daar's 'n lewe wat nie kan uitgeblus word in my nie. Daar's 'n ewige lewe, 'n standvaste lewe, 'n werklike lewe in my. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy die vraag, wat sy nodig het om te antwoord in hierdie oomblik, wat sy gekonfronteer word met Jesus wat voor haar staan. Glo jy dit? Maar dan vertrou jy my in hierdie oomblik.
Niks lyk asof dit is soos wat jy gehoop het nie. Dit lyk hopeloos in hierdie situasie. Niks waarvoor jy gebid het heeltemal gebeur soos dit is nie. Dit wat jy wou hê, ek kan iets moes doen, het nie uitgespeel soos wat jy wou hê nie. Vertrou jy my nog steeds? En sy vraag wat Jesus vanoggend op Opstandingssondag vir jou en vir my vra, glo jy dit? Vertrou jy my? Ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van jou emosies, ten spyte van wat jy beleef, ten spyte van jou huidige uitdagings, vertrou jy my? Ten spyte van dat ek dalk nie doen soos wat jy gehoop het ek sou doen nie. En dan sê sy, ja Here, ek glo vas dat hy die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld moes kom, presies wat Johannes wil hê ons moet glo. Ek glo dit vas. Ek glo dit vas, Here. En dan wat gebeur is, dan gaan roep hulle vir Maria, Maria kom, en sy vra dieselfde vraag vir Jesus, waar was hy? As hy was, sou my broer nie gesterf nie, maar sy vra dit heel moontlik met 'n ander stemtoon, met 'n ander gemoed, as gevolg van haar persoonlikheid. En toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed volgeskiet en was hy aangedaan. En jy moet besef wat hier gebeur. In die Grieks is dit nie dat hy was net emosioneel of hy was hartseer nie. Wat hier gebeur is dat daar's 'n frustrasie in hom. Daar's amper 'n kwaadheid van hy kan nie glo wat hier gebeur nie. En dit is amper sy frustrasie dat dit is nie hoe ons bedoel het dit moet wees nie. Dis nie hoe ons die aarde geskep het nie. Dit wat hier gebeur, die seer en die pyn en die lyding wat hier gebeur was nooit ons bedoeling nie. Dit is die gevolg van sonde. Dis die gevolg van 'n gebroke wêreld. En dis eintlik wat hy hier voel. En hy vra toe, waar het julle hom begrawe? En hulle het gesê, Here, kom kyk. En dan staan daar, Jesus het gehuil. En Jesus weet presies wat hy gaan doen. Hy weet presies hoe hierdie gaan eindig. En ten spyte van dit in hierdie oomblik huil hy. En ons as Christene moet nie hierdie mis wat Jesus hier doen nie. So baie keer wil ons in moeilike situasies net teologie gee en waarhede, en soos Here doen dit en alles. Maar Jesus voel saam met mense. Jesus sê, treur saam met die wat treur, huil saam met die wat huil. Prediker praat van, daar's 'n tyd om te huil, en daar's 'n tyd om te treur, en daar's 'n tyd om te lag. Daar's tye om dit te doen. En hy huil saam. En toe sê die Jode, ja sien nou kan ons dit sien, kyk, hoe lief het hy hom gehad, dit wys sy liefde vir hom. Ander het weer gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Sekerlik ons het dit gesien, hy kon nie ook iets gedoen. En dan toe het Jesus se gemoed weer vol geskiet. Dis dieselfde daai van amper frustrasie toe hy by die graf kom. En kyk mooi, dit was 'n rotsgraf. En daar was 'n klip voor die ingang gerol. En ek dink daar gebeur iets in Jesus hart, soos binne 'n week of 2, gaan ons juis iets aan hierdie doen. En dit gaan baie dieselfde lyk. Maar dit gaan iemand anders wees wat daar binne is. En dit gaan vir 'n ander rede wees. En dit gaan 'n permanente uitwerking hê vir die mense. En Jesus sê toe, rol die klip weg. En ek dink, daar was 'n oomblik soos, askies. En ek dink almal is so half, Martha? En Martha soos, okay, ek sal praat. Die suster van die oorledene, Johannes wil net seker maak, ons wil net weet, dat hy's dood. Julle moenie snaaks idees kry nie, dode Lazarus, hy's oorledene. Martha sê toe vir hom, Here, hy ryk al. Dis wat gebeur met dooie liggame. Hulle ontbind, want dit is al die 4de dag, indien jy vergeet het. U was nie hier met die begrafnis nie, dit is al die 4de dag. En Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Het jy nie net soos 'n paar verse terug gesê, dat jy glo vas, dat ek sekere dinge sal doen nie? Sien, hier's wat gebeur, dis een ding om te glo in die kerk, dis een ding om te glo wanneer jy by die kinderkerk is, dis een ding om te glo wanneer jy 'n kursus bywoon, maar wanneer jy dit daar moet uitloof en doen, die ding wat die twyfel veroorsaak, en God wil hê jy moet in daai oomblik iets daaraan doen, en iets glo wat waar is in daai oomblik. Dis waar dit getoets word. Dis maklik om te sê, ek glo vas, wanneer ons die kerkdiens sê, maar wanneer ek die klip moet wegrol, wanneer ek iets moet doen, wanneer my geloof moet oorgaan in aksie, is dit bietjie moeiliker. Party van julle het sekere klippe wat jy moet wegrol in jou lewe. En jy weet wat die waarheid is wat God sê, maar dit is moeilik. Dit is maklik om dit hier te glo. Dit is moeilik om daar wat dit jou kind is wat weggeloop het. Dit is moeilik om daar wat dit siekte is, wat jy na die dokter toe moet gaan, wat jy daar oproep moet maak. Daar is dit moeilik. En ergens knik Martha haar kop vir wie ook al oopmaak, en ek wonder hoe hulle besluit, wie gaan hierdie job doen? En dan rol die klip weg. En ek wonder of Jesus nie weet nog so oomblik gevat het nie. Okay, is nou oop. En dan sê hy, okay, kom ons bid eers. En almal soos, wat, rarig?
Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my reeds voor het. Ek weet dat U my altyd voor, maar ek sê dit ter wille van die mense, ons doen weer hierdie vir hulle. Dis weer eens dat hulle kan sien wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo. Dis hoekom ons hierdie doen. Dat hulle kan glo dat ek is wie ek sê is en dat U my gestuur het. En ek dink onder 'n gebed, party ons so onder 'n gebed geloer na die graf toe en soos, ons maak dit seker wat gebeur aan daai kant. En toe sê Jesus, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. En weer eens, ek wonder hoe lank het dit gevat vir Lazarus om uit te kom. Ek bedoel, hy's ergens daar in 'n rotsgraf gelê, hy het klere rondom hom, grafklere en 'n ding om sy kop en ek wonder hoe het hy uitgekom, het hy uitgehop, waar het hy sy kop dalk gestamp, hoe werk hierdie tot hy sy kop uitsteek by deur. Hallo, hier is ek en ek wonder wat het gebeur daar buite en ek dink almal het net gestaan en hulle kan nie glo wat hulle sien nie. En dan wil Johannes hy seker maak ons weet dat hy dood was, die oorledene het uitgekom. Hy was eigenlijk dood. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. En toe sê Jesus vir hulle, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. En die rede hoekom Jesus dit sê, is want niemand het beweeg nie, dink ek. Dit is soos, en hy sê, maak hom los. Maar weer eens, hier is 'n prentjie wat jy nie moet mis van verlossing nie. Hy roep hom op sy naam. Vanuit die dood, in die lewe in. En hy sê, maak los hierdie klere. Haal af hierdie dinge wat wys dat jy is dood. Help hom om dood te maak. Jy hoef nie meer te leef soos jy altyd geleef het nie. Haal af hierdie grafdoeke in die kop, ding, dit stink. Jy het 'n nuwe lewe, dit lyk anderste en jy kan anderste leef. Ek het so hierdie week gebid dat God jou op jou naam sal roep. Dit is party van julle wat nog dood is, dat jy sal hoor hoe God jou roep op jou naam. Amanda, Edward, Stefan. Dit is iets wat jy met jou oor hoor en dit is iets wat jy hier diep binne in jou hoor. Party van julle loop rond met 'n klomp, jy is gered, maar jy loop rond met 'n klomp grafdoeke en dinge wat nog vassit. En jy het nodig om dit af te gooi. Dit is opstandingslewe in Jesus. Jy kan 'n nuwe lewe leef. Jy kan vrykom van daai sonde. Lê dit neer. Dan staan daar 'n klomp mense het in hom geglo en ek glo 'n klomp mense het geglo in hom as gevolg van wat hier gebeur het. En dan verloop 'n week of 2. En 'n klomp dinge wat gebeur en Jesus word gevange geneem. En hy word gemartel. Word op hom gespoeg. Hy word gespot. Hy word so gemartel en gegeesel en geslaan dat die Bybel sê dat mense kon hom nie herken nie. Vleis van sy liggaam afvang en dan slaan hulle hom aan 'n kruis vas. Een van die wreedste maniere om doodgemaak te word. En hy blaas sy laaste asem uit en sê, Here, ek gee my lewe oor aan U. En haal hom van die kruis af en lê hom in 'n rotsgraf. En hulle rol 'n klip voor. En Jesus is dood. Die een wat gesê het ek is die lig vir die wêreld, is in 'n donker graf. Die een wat sê ek is die brood van die lewe is dood. Die een wat sê ek is die goeie herder, ek lê my lewe neer, is dood. En dit word aand. En die Sabbatdag breek aan, die Saterdag. En al sy mense moet rou. En ek wonder wat in die gedagtes van Lazarus moet aangaan. 'n week terug, ek leef, hy is dood, hoe werk hierdie? Die disippels rou en die vrouens rou. En ek kan niks doen nie, dis die Sabbatdag. Maar die vrouens kry alles reg. Baie keer om klaar te maak wat die mans dalk nie klaar gemaak nie, hulle vat allerhande reukolie en al hierdie dinge saam om Jesus se liggaam te behandel die Sondag. Niemand het verwag dat hy gaan leef nie. Dis hoekom jy gaan om die liggaam voor te berei want hy's dood. Niemand het buite die graf gestaan soos 3, 2, 1. Jesus, niks van dit nie. En ek wonder die emosies wat hulle beleef het. En dan lees ons in Johannes 20, skryf Johannes vir ons, die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Vanoggend toe ek vroegoggend was nog donker en ek bid vir ek dink soos hierdie is die tyd wat Maria by die graf was. En sy sien dat die klip is weggerol en ek wonder of sy nie dalk moes onthou nie, en hierdie is Anna Maria as die suster, hier is Maria Magdalena. En ek wonder of sy nie moes onthou van die klip wat voor Lazarus se graf weggerol is nie, en wat daar gebeur het, en of daar nie dalk net 'n bietjie van 'n hoop geskep het nie. Maar sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle. En hierdie disipel vir wie Jesus baie lief is Johannes self.
En Johannes skryf dat ek is die disipel vir wie Jesus baie lief was. Ja, hy was lief vir Lazarus, maar ek is die disipel vir wie hy baie lief was. En mens kan amper dink, jy's bietjie vol van jouself, Johannes. Maar ek wonder as ek en jy kan besef en kan sien hoe God ons lief het, soos wat Johannes sê. Hoe anders ons lewe sal lyk, hoe anders ons sal kyk na die situasie waarin ons self bevind. Hoe ons oortuig sal wees, daar is niks, selfs waarin ek nou is, kan my skei van die liefde van God nie. Ek wonder as ons kon sien soos Johannes sien en so oortuig kon wees van God se liefde vir ons, hoeveel anders ons lewe sou lyk. En hy sê, sy hardloop en sy sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat. En ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Hulle is klomp vrouens gewees. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. En dan onthou nou Johannes leef langer as Petrus. Petrus is lankal dood en Johannes soos ons skryf, ek is besig om die evangelie te skryf. Ons maak net seker dat almal die waarheid weet en die res van die wêreld vir res van tyd sal weet wat die waarheid is. Die twee het saam begin hardloop. Ek wil julle moet weet, ons het saam begin. Daar was nie 'n voorsprong van die een vir die ander nie. Dit was soos 'n ready, steady, go en ons het albei gelyk weggespring. Maar die ander disipel het vinniger as Petrus hardloop. Ek wil net julle moet dit weet. En eerste by die graf gekom. So ek wil net hê dat julle moet weet dat ek is die vinniger disipel, Petrus die stadige ene. Ek was eerste daar. Ons wil nie twyfel daai nie. Dis die waarheid. Dis wat gebeur het. Toe hy vooroorbuig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingaan nie. So ek wil net hê julle moet weet dat ek was bietjie bang, ek wou nie ingaan nie. Na hom, ek wil net julle moet weet dat na my het Simon Petrus ook daar aangekom, want ek was eerste daar. En hy het in die graf ingaan. So ja, hy het bietjie meer guts as ek, maar onthou ek's vinniger. Hy sien toe die doeke daar lê. Ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ek wil net seker maak, julle vergeet dit nie, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. En ek sien wat hy sien, en ek glo. Maar hulle het nie heeltemal verstaan, die skrif, dat Jesus uit die dood moet opstaan. En dan gaan hulle terug huis toe. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk, en ek wil hê jy moet sien wat hier gebeur. Maria kom met haar seer na die oop graf. En party van julle het nodig om vandag te kom met jou seer na die oop graf. Met jou verlange, met jou vrae. Johannes, vol van homself, dat ek is die vinnigste disipel wat daar is, kom met dit na die oop graf toe. En dit is okay om net jouself te wees by die oop graf en by Jesus. Hy ken jou en hy weet hoe jy is en hy weet wie jy is. Kom soos wat jy is. Jy hoef nie te voor te gee omdat jy in kerk is of so nie. Kom soos wie jy is en wat jy is na die graf toe. Maria met haar emosies, Johannes met sy vol van homself. En dan skryf Johannes iets wat sy gesien het en as jy dit net lees, gaan jy mis die omvang en die diepte van wat dit is. Toe sien sy twee engele met wit klere aan, daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. En dis wat jy moet besef. Hierdie is 'n prentjie van iets wat lank terug in die Ou Testament was. Toe hulle nog deur die woestyn getrek het, God se volk, gee hy opdrag vir Moses om 'n ark te bou. En binne in die ark is daar manna en binne in die ark is daar die wet van God. En dan sê hy bo op die ark moet daar 'n versoeningsdeksel wees. En aan die kante van hierdie deksel, aan die een daar gaan twee gerubs wees. Dis tipe engele figuur. En hulle moet afkyk na die deksel toe en hulle vlerke moet oor die deksel wees. En daar, tussen hulle twee, daar bo op daai versoeningsdeksel, dis waar my teenwoordigheid gaan wees. En dit is waar ek jou sal ontmoet wanneer jy met my kom praat. En dan op Levitikus 16 kan jy gelees, dat wanneer op die dag van versoening, die fees een keer per jaar, wat hulle die lam slag, dan vat die hoofpriester, hy gaan in die allerhoogste in en hy vat bloed en hy besprinkel dit op die voorkant van hierdie versoeningsdeksel. En God kyk deur die bloed van 'n lam, wat in die plek van die skuldige gesterf het, deur die bloed, na die wet, en daar's vergifnis. En hier lê Jesus in 'n graf. Aan die een kant sit 'n engel, en aan die ander kant sit 'n engel. En aan die binnekant, in die middel, moes daar nog bloed gelê het, as gevolg van sy liggaam. Dit was die teenwoordigheid van God. En dan vra die engele vir haar, en sy staan en huil in hierdie, en dan vra die engele die vraag wat baie mans, hulle vrouens vra. Hoekom huil jy? Hy leef! Hoekom huil jy? Jy moet bly wees. Ek huil. Dit is soos, waar is my Here?
En dan sien sy vir Jesus, maar weer eens sien sy hom nie. Sy dink hy is die tuinier en hy vra vir haar, hoekom huil jy? En sy het al hier, ek weet nie wat aangaan en alles en so, en dan sê Jesus vir haar, Maria. En hy roep haar op die naam. Weer eens 'n prentjie van verlossing. En eers toe hy op haar naam roep, sien sy hom vir wie hy werklik is. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. En sy hardloop daar weg en sy gaan vertel vir die disippels, hy leef, ek het hom gesien, hy leef, ek het hom gesien, hy leef. En ek wonder die disippels soos, okay, ons sal hom ook wil sien. En die hele Sondag gaan verby. En ek dink Maria vertel oral, ek het hom gesien, ek leef, ek het hom gesien, en hulle sê soos, ja, ons wil hom ook sien. En eers die aand, sê Johannes, staan Jesus tussen hulle. En hy sê vrede vir julle. En hy stuur hulle. Maar een van die disippels, jy is Thomas, was nie daar nie. En vir 8 dae moet hy hoor, hulle het hom gesien, en Maria het hom gesien, en hulle het hom gesien, en eers na 8 dae, verskyn Jesus aan hom. Nadat hy gesê het, ek gaan dit nie glo nie, totdat ek nie gesien het die merke in sy hande, en sy voete, en sy sy nie, dan gaan ek nie glo nie. En na 8 dae verskyn Jesus weer aan die disippels, en Thomas is daar, en hy sê vir Thomas, kom kyk, kom vat, kom voel. Hy doen dit eers nie, maar Thomas sê die volgende, my Here en my God. Ek glo nou. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Gelukkig is die wat nog lang na julle sal leef en sal hoor en lees van julle ooggetuie. En julle getuienis sal hoor en sê, geseënd is hulle, want hulle gaan my nooit sien lewend hier op aarde nie, maar hulle glo tog. Geseënd is hulle. En dan aan die einde van al hierdie, dan skryf Johannes die doel neer vir hoekom hy al hierdie dinge skryf. Die rede is sodat julle kan glo. Ek wil julle moet glo. Julle gaan nooit sien nie, maar ek wil julle moet glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En sodat julle deur te glo, want dis wat gaan gebeur wanneer julle glo, wanneer julle hom gaan vertrou, in sy naam die lewe kan hê. Sodat julle die lewe kan hê en sodat julle in dit kan leef. Dis vir jou en vir my. Soos 3 waarhede wat ek wil hê jy moet sien voordat ek vir ons afsluit. Die eerste ding wat jy moet hoor vandag en wat jy moet weet, wat ons lees uit Lazarus se dood en opstanding, uit Jesus se opstanding. Jou omstandighede is nie die aanduiding van God se liefde nie. Of dit goed of sleg gaan is nie die aanduiding of God lief is vir jou of nie. Ek weet nie waardeur jy tans gaan nie. Ek weet nie wat jou uitdaging is nie. Ek weet nie wat jou verlange is nie. Ek weet nie wat jou seer is nie. Ek weet nie wat die emosies jy na vanoggend toe bring, hierdie opstanding Sondag nie, ek weet nie. Maar ek wil jy moet weet dat jou omstandighede, die uitdagings wat jy beleef, die finansies, die besigheid, die werk, die huwelik, die kind, is nie 'n aanduiding van of God lief is vir jou of nie. Die kruis van Jesus is die aanduiding dat God lief is vir jou. Romeine 5:8 sê, hy het sy liefde aan ons bewys deur aan 'n kruis te sterf. En die opstanding is eintlik net die uitroepteken van dit. Hy leef, hy het jou lief. En jy moet dit weet. En jy moet vashou aan dit, ten spyte van. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet weet is dat jy kan jou emosies en vrae vir God bring. Bring dit vanoggend. Kom sê jou hartseer, kom bring jou vrae. Kom bring, party van julle is kwaad vir die Here omdat jou omstandighede nie is soos wat jy gehoop het nie. Omdat hy nie iets aan dit gedoen het en iets verander het aan dit nie. En miskien moet jy daai selfe intensie wat jy daai kwaad beleef bring na hom toe. Bring dit vir hom. Die vraag van hoekom doen jy nie iets aan hier nie? Bring dit vir hom. Jy kan dit bring vandag. Bring dit na die oop graf. En dan is wat jy moet weet, jy kan 'n nuwe lewe deur geloof in hom kry. Daar's 'n nuwe lewe, 'n beter lewe, 'n ewige lewe beskikbaar vir jou en vir my, want Jesus leef. En dit is beskikbaar, dis vir almal. En jy moet net kom. Hy het sy lewe vir jou gegee. Jy moet net jou lewe vir hom gee. Dis wat jy moet doen. En dis 'n uitnodiging vir jou. Petrus, die disipel wat tweede by die graf aangekom het, sou Johannes sê, skryf in sy brief die volgende: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Al die lof behoort aan hom. Hoekom? In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe gegee. Hy het vir ons 'n nuwe lewe gegee deur die opstanding van Christus Jesus uit die dood. Dis 'n geskenk wat hy gee het. Uit Jesus se opstanding is daar 'n nuwe lewe beskikbaar vir almal wat glo.
En dis presies wat hy sê. Nou sê hy, ons het 'n lewende hoop. Ons het 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Wat die hemel 'n wonderlike plek maak, is nie die strate van goud nie. Inteendeel, God worry so min oor die goud, hy maak plaveisselstene van dit. Hy sê, ons kan op dit loop. Wat dit eintlik wonderlik maak, is wie daar is. Die lewende, opgestane Heer is daar en hy regeer en daar's geen dood en geen sonde en geen trane nie. Dis wat die hemel wonderlik maak. En dit is vir ons beskikbaar. Ons kan 'n hoop hê in dit, nie in ons omstandighede en wat gebeur in hierdie wêreld of in leiers nie. Dis in hom. En omdat julle glo. Omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Dit is reeds beskikbaar. Dit sal later openbaar word. Maar jy moet dit glo. So ek wil jou uitnooi. Miskien moet jy jou emosie bring. Miskien moet jy jou seer bring. Miskien moet jy jou vreugde bring. Miskien moet jy jou vrae bring. Party van julle het nodig om te bly leef. Jy ken die Here, jy glo. Maar jy bly leef met hierdie grafdoeke en hierdie kopding. En jy het nodig om dit af te gooi. En jy het nodig om te leef en jy moet dit bring vir hom en sê, Here, help my dat ek hierdie dinge neerlê. Ek wil nie oor en oor met hierdie dinge sukkel nie. Party van julle het nodig om ergens 'n klip weg te rol in hierdie jaar, in hierdie week. En dit is maklik om hier te sê ek glo, maar jy het nodig om te gaan en dit te gaan doen. En jy moet hom vra, Here, help my, gee vir my die geloof om dit te doen. Nie net dit te sê nie, maar dit te doen. Party van julle, jy hoor hoe God jou op die naam roep. Jy hoor hy roep jou. Jy hoor hy sê kom. En jy het nodig om te kom. Toe Lazarus dood is in die graf, roep Jesus hom, Lazarus. Toe Maria hom nie kan sien nie, sê hy, Maria. En dis 'n gedagte, die Bybel sê dit nie, maar dis 'n gedagte wat ek mee rondloop die laaste 2 dae. Ek wonder of daar 'n private oomblik was waar Jesus in die graf gelê het. En net voor sonsopkoms, op die Sondagoggend, was daar 'n fluistering van die Vader, Jesus, my seun, staan op. Dit wat jy gedoen het, was genoeg. Dit wat jy gedoen het, was goed genoeg. Dit het die prys betaal. Jy kan weer leef. En Jesus staan op, oorwinnaar oor die dood, en gee aan jou en my 'n lewende hoop. So ek gaan vir ons bid. En dan, terwyl ek bid, gaan ek gaan dit anders afsluit as wat ek dit dalk gewoonlik doen. En dan gaan vir jou vra, miskien, as jy emosies het wat jy moet bring, om dan te staan, sê ek bring dit. As jy vra het om dit te bring en te staan, as dit is dat jy nog dooie klere of grafklere om dit neer te lê om te staan. Of dit is dat jy jou lewe moet bring, omdat jy jou naam hoor, om te kom en sê, Jesus, hier is ek. Vader, aan U kom toe al die lof en al die eer. U het dit moontlik gemaak dat ons 'n nuwe lewe kan hê. 'n Lewe wat ons vrymaak van al ons sonde, wat ons vrymaak van ons verslawing, wat ons vrymaak van ons verlede, wat ons 'n nuwe hoop gee, 'n nuwe identiteit gee, wat vir ons vergifnis gee. Die graf is leeg, U leef, Here Jesus. Here, U ken elkeen wat hier sit en U ken. As jy moet staan, wil ek jou uitnooi, staan, ek wil vir jou bid. Bring wat jy moet bring, gee dit vir hom, sê dit vir hom, in jou eie woorde. Here, U ken elkeen wat staan. U weet wat hulle bring vir U vandag. U weet wat hulle beleef. U weet wat hulle voel, U weet wat hulle ervaar. Ek bid, Here, dat hulle naam sal hoor van U lippe af, deur die Gees. Ons bring dit, Here, vir U. Ons bring dit vir U, want U leef en U heers. En U gee vir ons 'n lewende hoop. Mag U elkeen bedien in Jesus naam. Amen.